I've got a new Bible for Father's Day. Nuwe Bybel vir Vadersdag, so ek wil gaan baie dit uit lees. Dis 'n nuwe besem wat hou graag gebruik. It's like a new broom that you use. This morning I want to talk to you about God's gifts to us. God ons Vader se gawes. Die Here het vir ons gawes. Hy het vir ons sy Heilige Gees. Ek onthou toe ek kind was, ek was 'n weeskind. My stiefouers het ons grootgemaak tot matriek. En toe ek weermag toe, ek was 17, toe ek weermag toe is, ek was 5 skool toe, so ek was bietjie vroeg. En toe ek op my eie, en ou kan baie dinge sê en so, maar hulle het baie gedoen. Jong mense, they were young people, like 23 years old. I was about 13 when they adopted us. My sister was 11 en ek was 13. En ek onthou hulle is goed vir ons, man, hulle het my gevat tot matriek. En toe ek vir 17 op my eie, maar daar's baie in my geïnvesteer. They invested in me a lot. You know, their whole being actually, they were poor. My stepdad was a meter reader, hy was 'n meterleser, so ons het nie baie geld gehad nie. Ek en my sussie het baie keer in een kamer geslaap, en baie keer het ons nie 'n kamer gehad waar ons gebly het nie, ons het in die sitkamer in slaapsakke gebly. Dis hoe ek groot geword het. Maar hulle het hulle bes gedoen. En hulle het my opgesit. Maar die Vader God is die ultimate Vader. En hy investeer in ons. Elkeen van ons investeer hy. Father God invests in each one of us. Each one of us, as individu. Daarom is ons is baie uniek geskape. Dis 'n kol waar jy nie hoor nie. Elkeen van ons is uniek geskape en hy het 'n unieke roeping vir ons, unieke gawes vir ons. En ek wil begin vanoggend met die inleiding, wil ek praat oor dit wat hy ons gegee het. Hy het ons die ewige lewe gegee deur Christus wat ons gesterf het. Die groot gawe daar is dat ons 'n verhouding met die Vader kan hê. So elkeen van ons kan 'n verhouding met die Vader hê deur wat Christus gedoen het met ons. Maar hy het nie daar gelaat nie, hy het sy Gees aan ons gegee. So ons praat op Vadersdag van die ultimate Vader. Hy het sy Gees aan ons toevertrou. Heilige Gees, kosbaarste. He entrusted His Holy Spirit, the most precious. He's omnipotent, hy's alwetend, he's omniscient, alomteenwoordig, alwetend. Hy is aan ons gegee, die mees kosbaarste, is God se teenwoordigheid by ons vir altyd. Hy is die deposito, sê 2 Korintiërs 5, vir die waarborg van ons ewige lewe. Hy is die deposito om te waarborg wanneer ek en jy sterf, die lewe die dood sal verslind. Waar Paulus skryf daar, hy voel bedruk, ons voel bedruk wanneer ons in die liggaam, in die tentwoning is, ons moet dit neerlê, en beskryf hy daar, hoe bedruk voel ons, want ons wil nie naak bevind. We don't want to be found naked when we die. We want to be clothed with a body. We don't want to be a spirit or a spook. Then he says, but as it is, life will swallow up death. Die lewe sal die dood verslind. Dan sê hy, en ons is vir hierdie rede gemaak. We are made for this purpose. And the Holy Spirit is the deposit, the guarantee for this. Die Heilige Gees is die waarborg van juist dit. So tot op die einde. Ons hele lewenswandel, die gawes van God. In Lukas 11 sê hy vir ons, as julle wat boos is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader nie vir julle wat boos is, sy Gees gee as julle hom vra nie. If you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give you His Spirit if you ask Him? If you are evil, ask Him. En die standaard wat hy daar stel is baie laag. Hy sê, ek vat 'n kans. I'm taking a chance. I'm taking a gamble
to give my spirit to you are evil. I take a gamble. In order that maybe I'll have a return on investment. Hy het nie 'n waarborg dat hy 'n terugvoer sal hê, of dat hy sal van sy belegging 'n terugvoer sal hê, of 'n dividende sal hê nie. Hy het nie 'n waarborg nie, maar hy gee dit alles vir ons. Now I want to read to you, ek lees van die Afrikaanse Bybel, so it will be difficult for you English folks to follow this. But 1 Corinthians chapter 12, he talks about the spiritual gifts. There are 9 gifts of the Spirit. In Matthew 7, the same scripture that's in Luke chapter 11, where he says, if you are evil, ask God for His Spirit, He'll give His Spirit. There he uses the gifts. He says, if you are evil, know how to give good gifts to your children. How much more will the Heavenly Father give you good gifts? That's where you find ourselves with the gifts of the Holy Spirit. Hy begin by die eerste, hy sê wat die gawes van die Gees betref, broers en susters, wil ek nie dat julle onkundig is nie. Nou ek gaan as sprus, gaan ek 'n vers oorslaan nie. Want ons het verse in die Bybel wat geloud is. Maar baie keer in die konteks van alles, dink ons, dis die konteks, ons dink, omdat ou nie mooi verstaan nie, en nou vat dit nie so dit is nie, en hoe die Here het vir ons gee nie, dan ons is geprogrammeer. Want ons lees die gawes, ons begin daar, dan spring ons na die gawes toe, en ons lees dit. Maar ek gaan as sprus dit eers skiep, en dan gaan ek eers hier lees, en sê, daar's verskeidenheid van genadegawes, maar is dieselfde Gees. Daar's verskeidenheid van dienste, maar dieselfde Here. Daar's verskeidenheid van aktiwiteite, maar dieselfde God, wat al hierdie dinge en almal bewerk. Aan elkeen word egter met die openbaring wat die Gees gee, met die oog op wat bevorderlik is. Aan een word die woord van wysheid gee, ander woord van kennis, ander geloof, ander gawes van genesing, ander dinamiese kragte, ander weer die gawe van profesie, ander onderskeiding van geeste, ander verskillende soorte tale en ander uitleg van tale. 9 gawes, 9 gifts of the Spirit, 1 Corinthians 12. Nou ons lees dit, die Here wil dit ons hê, dan sê hy ook in vers 31, sê hy, the last verse, he says, eagerly desire spiritual gifts. Julle lê julle toe op die belangrike genadegawes. Eagerly desire spiritual gifts. 1 Corinthians 14 verse 1, it starts, eagerly desire spiritual gifts. Begeer die gawes van die Here. Die Afrikaans het hom bietjie vervlou, die vertaling daar. In die Grieks beteken dit om oorse begeerte te hê. Hoekom? Want dit is goed wat die Here vir ons gegee het. Nou die gawes van die Gees, net ter interessantheid, niemand van ons kan toetsies doen soos 'n monkey puzzle om agter te kom wat se gawes is vir jou nie. Kan nie. Hierdie is gawes van die Gees. Dit word deur die Gees gegenereer. It is generated by the Holy Spirit from the throne room of God, especially and specifically for the individual. Each one, it says here, to each one God gives as He wants. So we cannot test ourselves in a natural way. God normally gives a gift to someone that's not naturally inclined or good at that certain area. So you can't say, if a person is a good orator, hy praat maklik, hierdie ou is profeties. Jy kan nie dit sê nie. Want hy sê vir die ou in die nerve twitch, wat stotter, shall put my prophetic gift on you. Ons verstaan nie hierdie goed nie. Ons verstaan dit glad nie. When I was younger and more stupider than now, I'm not 65, I believe I'm a bit wiser now. I believe that I'm a bit more circumspectly in my walk with God. Ek is versigtiger, ek vrees die Here meer. En ek dink omdat ek hier is, moet die Here my meer gebruik. I think because I'm more holy in a sense, God should use me more. But He doesn't. When I was most stupid, the most stupid, I think back in my young life, He used me more. No, I don't understand that. Ek verstaan dit nie. Maar as ek die skrif mooi lees, dan moet ek dit verstaan. God se gebruik van ons
het niks te doen met ons heiligmaking nie. Niks. Hy vat 'n kans om vir ons sy gees te gee wat deur ons werk. Nou, ons sit in twee kampe. Een van ons kampe is wat ons sê, is nie goed genoeg nie. Die Here kan my nie gebruik nie. Ek is nie goed genoeg nie. So die gevolg is, op my sterfbed, ek is nog steeds nie goed genoeg nie. Kom, ons sal nooit goed genoeg wees nie. We'll never be good enough. Dan die ander kamp, is mense wat ek ken, en selfs ook in sekere mates, wat die Here gebruik. En jou lewe is nie heeltemal so mooi in plek nie. Die heiligmakingspad is nie so baie goed nie. Daar's baie goedjies wat groot fout, en die Here gebruik hulle kragtig. Ja, ek verstaan nie dit nie. Nou, om dit te verstaan, moet ons 'n loaded scripture, 'n loaded vers, ek gebruik Engels woord loaded. Vers 1, moenie hierdie genade, wat die genade self betref, broers en susters, ek wil nie dit onkundig nie, en sê, julle weet, toe julle heidene was, julle dikwels na die stom afgode meegevoer is, op watter manier julle ook al daartoe verlei is. Daarom maak ek aan julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God praat, sê Jesus is vervloek nie. Niemand kan sê Jesus is Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. Wat sê hy hierso? Dan praat hy oor die gawes. Hy sê dit. As jy kan sê Jesus is Here, dan kwalifiseer jy. Is dieselfde as met die Heilige Gees. Hy sê, as julle boos is, weet om goeie gawes te gee aan julle kinders, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader vir julle wat boos is, peneros, die Griekse woord is ekstreem boos, dit beteken, jy is sleg, die Afrikaans vertaal om in die vertaling, sê jy is sleg. As julle het sleg, julle wat sleg is, sy Gees gee. Sy vat 'n kans. He takes a big chance, he take a risk, hy vat 'n groot risk. Die Afrikaanse woord risiko. Waagstuk. Waagstuk. Ek wil nie myself as 'n voorbeeld gebruik, maar ek gebruik mense wat ek ken. Ek praat namens 'n vriend. Ek ken jou nou. Ek wil nie eintlik vertel nie, maar die ou se lewe is heeltemal, is van my perspektief, moet die Here nie nou gebruik nie. Hy moet nie, maar hy gebruik hom kragtig, en ek verstaan dit nie. Wat hy sê is, ek kan sê in Christus, ek is in Christus, dan kwalifiseer ek. If I'm in Christ, I qualify. Now I want to say something is shocking, but it's reality. You will never be more righteous than you are right now where you sit. Jy gaan nooit meer geregtig wees as waar jy nou hier sit en ek staan nie. Nooit. Omdat ons geregtigheid is nie uit ons heiligmaking, hoe wonderlik ons is nie. Dis 'n gawe omdat ons Christus aangeneem het. So ons gaan nooit meer geregtig wees nie. So die mate wat God my wil gebruik, gaan nie oor my heiligmaking nie. Dit gaan oor my geregtigheid. Dis hoekom ons kan nie almal volg, blindeling, wat die Here gebruik nie. As ons iemand hier vandag het wat in kragte en hulle, die ouens hier, die blinde oë gaan oop en jy kan nie alles mooi lees, jy moet gaan kyk in die woord, jy moet kyk na die vrug, versigtig wees. Die gawe, die roeping en die gawe van God is onherroepelik. Dis Romeine 11 vers 29, onherroepelik. The gift and the calling of God is irrevocable. So hy gee dit eenmaal, dit maak nie saak, jou hele lewenswandel, hierso gaan jy dit hê. Dit gaan nooit verander nie. En hy gebruik mense, stikkende mense, die mekaar mense gebruik hy. There's a thing that we don't understand is the way God uses us.
The way His gifts and His Spirit manifests through us. We don't understand it either. If you do, wonderful for you. Party mense praat so, ek sien op Facebook en oral maak statements van die Here sal en hy moet dit, Here sal en moet niks. Hy maak net soos hy wil. As jy dink die Here sal en hy moet, ek het vir jou 'n groot surprise, jy gaan jou hart uithuil, want hy doen net soos hy wil. Hy's God. Hierdie nou die week, Nelia moes asies kry. Nou dink jy ek het vir haar gebid, heavy vir haar gebid. Maar sy is dokter toe, spesialis, het lyk vir my sy moet dit nie vervanging kry. In die week bel 'n ou my, hy is 'n sake ou, hy sê ek het 'n vrou wat vir my werk, sy's in haar 70's, sy kan nie loop nie. This woman can't walk, she's in her 70's, her hips and her knees is gone. So I said, okay, I'll go and, it's in Montana, so I went there, and sy kom uit, maar is so. Bid vir haar. Bam. Ek sweer. Ek staan en kyk, dan gaan sy sê, I can't believe this, en so. Ek kan nie dit glo nie. Sy trap so, there's tiles that's got a gap in between. Sy gaan so oor so. Ek dacht, if I'm getting at home, because my faith is now lifted, I'm going to pray for Nelia again. Kom by die huis bid, bring nader aan die warm watersak, en het is koud. I don't understand this. But because we don't understand, we should not let God not use us. Because we don't understand, and also because you don't feel you're holy enough, you'll never be holy enough. It's got nothing to do with that. The gifts of God is for free for you where you are now. And He takes a gamble. Hy vat 'n groot waagstuk. Want hy investeer in my lewe. Hy investeer in jou lewe. He invests with the hope that I will represent Him in a good way. He's not sure. People say, if you're full of the Spirit, if you talk about the fruit of the Spirit, and I want to read to you about the fruit of the Spirit in Galatians chapter 5. It says here, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort van ding is daar nie 'n wet nie. Goodness, long-suffering, love, patience, kindness. People say, if you are full of the Spirit, to manifest these fruits. I've heard these sermons, they say an apple tree, they don't to push out apples. It's just going to happen. Let me tell you, it is not like that. Kyk om jou. It is not like that. Dus ek wil nou 'n ding sê, hoe belangriker en hoe meer suksesvol, hoe meer wonderliker, hoe minder is hierdie goed. More important, more successful, more rich, more powerful. I'm talking about Christians. You don't see the fruit. You see the blessing. It doesn't come by itself. God takes a gamble in giving us this. He gives us His Spirit. He says in Ephesians chapter 5, verse 17 to 18, do not be unwise, but be wise. Find out what God's will is, He says. Do not get drunk of wine, but be filled with the Spirit. That being filled with the Spirit is continually be filled with the Spirit. So in other words, you and me, we have the opportunity and we have this great blessing that anytime we can drink and be filled with the Spirit.
Ons kan enige tyd. Nou kan ons vol word met die Gees, maar is nie 'n waarborg dat ek gaan verander nie. It's sad. You know what enhances God's Spirit in our life and the fruit of the Spirit and the work of the Holy Spirit? Is the manner in which we give over to Him and allow Him. Die mate wat ons hom toelaat, dis die mate wat hy manifesteer. Maar is 'n gawe, is verniet. Maar as ons hom nie toelaat nie. So ek en jy het 'n lewe van dissipline, want ons moet sê, Here, wat wil U hê? Wat bedroef U? Wat bedroef bitterheid, geskreeu, onvergewingsgesindheid, Efesiërs 4 vers 30. Dit bedroef, want sê hy, but be kind and compassionate, wees vriendelik en sagmoedig teenoor mekaar. So hier is twee parallelle wat ons sien, is eintlik paradokse. Ons sien dat die Here sal vir jou res van jou lewe, die mate wat jy uitstap in die geloof en hom toelaat, gaan hy jou gebruik. So moenie hier sit en sê, ek is nie heilig genoeg nie, jy is nie heilig genoeg, jy is heeltemal reg. Maar jy is geregtig in die Here. En dit waarborg dat die Here jou gebruik. Moenie op jou sterfbed lê en nog sê, ja, ek is nie reg. Jy is nie reg, jy sal nooit reg wees. Maar jy is geregtig in hom, daarom kwalifiseer jy vir die gawes van die Here. Dis die gamble wat hy vat in jou lewe. So as jy 'n begeerte het in jou hart, en dis hoe die Here werk, hy sê, eagerly desire spiritual gifts. Hy plaas daai begeerte, hy sê die initieer dit. Ek moet net antwoord. So as daai begeerte daar, sê Here, gebruik my, Here. Ek gaan uitstap. Hier bid ek vir Nelia, as hy daai vrou daar, en ek gaan aanhou. Ek gaan bly vir Nelia bid. Die plammers, hulle toilets lek heeltyd, dis 'n plammer. Die ander ouens is goeds reg. Dit lyk vir my met ons ook so. Ek bel vir Fanny Du Plessis, ek bel hom die maandag. Ek sê vir hom, is Chris, en haar naam is Chris, sy's 'n Griekse vrou. Sy's by die Griekse ortodokse kerk. Sy's nie eens in hierdie Kamachakataka kerke nie. Sy's in die Griekse ortodokse kerk. So sy ken nie eintlik toe die Here haar aanraak, kon ek sien, sy sê ek is warm. Sy haar hele flippin lyf is vuur warm as jy na, soos die Here Heilige Gees op haar. Ek sê vir as Chris nog, hy sê Chris, haar hele gesindheid, alles het verander. So die Here het haar enorm aangeraak. Nou sê ek, Here, ek wil graag hê jy moet vir nie ook aanraak. Maar ek verstaan nie dit nie. So sien ek dit my hele lewe lank. Ek verstaan hom nie, maar dit beteken nie omdat ek hom nie verstaan nie, wil my nie gebruik nie. So ek wil nou vir jou sê, vandag, moenie langer wag nie. Jy gaan nie meer geregtig wees as wie jy nou is nie. Maar, ek gaan 'n skrif lees hier. Geensins wil ek ons ontmoedig nie. I don't want to discourage you, I want to encourage you. What I want to encourage you with is, we have to live a life of a walk of sanctification. Of allowing the Holy Spirit to sanctify us. We must. Ek kan nie gaan op hoe die Here my gebruik nie. Dis hoe wonderlik dit is. Dis wonderlik dit gebruik. En die gawes, ek was vroeg, ek was 18 jaar oud, dus ek gevul met die Gees. Ek het 21 toe nooi mense my uit om in die gawes van die Gees te bedien. Dis deel van my lewe, dit my bediening bepaal. Maar ek kan nie, want hy gebruik my nie. Ek moet 'n pad stap van sê, Heilige Gees, ek wil U nie bedroef nie. Dit was laas jaar Pinkster Sondag. Laurens nooi my uit om hier by hulle te bedien. Ek sit hier buite in die kar en wag. En ek is opgewonde, want ek wou so graag, en niemand het my uitgenooi, en op die laaste, want ek was siek of iets. Dit is fout. Vrydag bel hy my, kom ek's reg, ek's by jou. I'm here. I'm sitting in the car here, right there. I'm early. A dove came and he flew and sat on my windscreen here.
Pinkster Sondag. Julle sal onthou. Ek sit, maar ek weet, ek moet nie roer nie, want hy gaan vlieg. Dis hoe ons in ons heiligmakingswerk lewe in ons lewens. Ek wil nie die Heilige Gees wat wegvlieg nie. Ek wil hom nie bedroef nie. Hy gaan nie weg nie, maar hy raak bedroef. Ek wil nie aanhoudend dit doen nie. Ek wil 'n lewe lei waar ek hom plesier. Hoe doen ek dit? Nou gaan jou lees. Vers 12, Matteus 7. Alles wat julle dan wil hê die mense aan julle moet doen, doen ook julle dit so aan hulle. Want dit is die kern van die wet van die profete. Yes. Alles is saamgevat. As Jesus sê in die skrif, my gebooie moet jy onthou. Dis wat hy bedoel. Die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Alles is daar. Dis liefde. Daarom, as ons 1 Korintiërs 14 lees, en ons lees 1 Korintiërs 12, in die middel van hulle twee is 1 Korintiërs 13. En die 1 Korintiërs 14 het 'n loaded eerste vers. Hy sê, volg die weg van liefde. Baie loaded. Follow the way of love. So die hele gawes en die roeping in die gawes, is sy konteks is liefde. En as dit daarop opgevang, dis die plek waar ek groei in die Here, sy liefde, as ek in liefde wandel. Dis die plek waar ek nie die Gees bedroef nie. Filippense 2. Be kind and compassionate to one another, because the Lord is near. Forgive each other like Christ, God forgave us through Christ. Be kind and compassionate to one another. Dis die liefde. Vers 13. Gaan deur die noupoort in, want breed is die pad en wyd die poort wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur binne gaan. Maar hoe nou is die noupoort en hoe smal die pad wat die Here lei. En daar is min wat dit vind. Ek wil nou 'n ding sê. Moenie net almal volg nie. Moenie dink as 'n kerk sit en dit 6000 mense wat sit op 'n Sondag. En die baie en die musiek en die rook en die drama en die goed. Moenie noodwendig dink. En ek sê nie is nie, maar hy sê dis die baie. Die noupoorts min. En is nie al die kerke, ek wil net verduidelik, nie al die groot kerke, ek noem maar net. Dis moontlik dat dit nie altyd suiwer teologie is nie, is moontlik. Nie almal nie, daar's baie geseënde kerke en so en ek wil nie hulle, maar ek sê maar net. Wees op julle hoede vir die valse profete, die skaapklere na julle toe kom, maar in hulle binneste wolwe en hulle verskeer. Aan hulle vrugte sal julle uitken. Luister mooi hierso. Pluk 'n mens miskien druiwe en doringstruike of vye en dussels. Net so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar slegte bome dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Elke boom wat goeie vrugte dra word uitgekap, wat nie goeie vrugte dra word uitgekap in die vuur gegooi. Aan hulle vrugte sal julle dus hulle uitken. Nie elkeen wat sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat doen wat my Vader in die hemel se wil is. Baie sal na my toe kom die dag en sê, Here, Here, ons het in U naam geprofeteer. U naam demone uitgedryf. U naam baie kragtige dade verrig. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wetloos, wat die wetlose bedryf. Ek wil weer sê, ek wil nie ontmoedig nie. Maar daar's 'n pad van heiligmaking wat baie belangrik is. En deel daarvan is die pad van liefde. Dis die groot deel. En die Here sê hier vir ons van dit nie. As ons nie die vrug van die Gees dra nie, dan moet ons nie onsself meet aan hoe die Here ons gebruik nie.
Want hy gaan vir ons aan die einde sê, hy praat hier van kragtige dade, hy praat van demone uitdryf, hy praat van genesings, hy praat van groot goed. Moenie dit blindelings volg nie, sê. Baie van hierdie is wolwe met skaapklere. Maar dit is aan die vrug wat jy het ken. Hoe is die vrug? Liefde is heel boaan. Wat is die nou poort? Ek wil jou uitdaag. I want to challenge you. Walk in love in this world. See how easy that is. It is not easy. It is easy to hate. It's easy to be bitter. It's easy to not forgive. It's easy to be rude to people. It's easy, huh? Nobody touches me and nobody tells me what to do and so. Easy. And it's also easy to follow that because it looks cool, you know. Dis ook looks cool. He's a lekker cool ook. Hy smile nie eens vir mense. That's easy. Maar jy moet jouself verloon om in liefde te wandel. Jy moet. Daar's nie 'n manier nie. Jy moet jouself verloon. Jesus sê, hulle wat hulle eie siel wil red, gaan dit verloor. Maar hulle wat hulle siel vir my part verloon, sal gered word. Wat is dit? Die nou poorts liefde. Nou kan nie die gawes, dis kom Paulus sê, way of love, hoekom sê hy dit? Maar die gawes kan, en die krag van die Here kan opereer sonder liefde. Dit kan, dit doen. Ons wêreld is vol daarvan. As jy op die TV kyk, as jy oral kyk wat mense, is vol daarvan. Hy gebruik mense, en hy gebruik stikkende mense, en hy gebruik evil mense. Nou weer eens, ek wil jou nie ontmoedig nie. Ek wil jou bemoedig. Laat die Here jou gebruik. Maar, ons het 'n verantwoordelikheid met dit wat God ons gegee het. Hierdie wat God aan ons toevertrou het. God entrusted everything to us. Righteousness. But in His Spirit, His very presence. Jy weet, wat sê die Here vir my in die week, ek brei hierdie voor en ek dink oor dit en ek mediteer oor dit. Hy sê vir my, weet jy wat jou beloning as jy in liefde wandel? Is ek. Hy sê my beloning is hy. He says, what is your reward when you walk in love? He says, it's me. I am your reward. He says, it's my being, my wese. My wese is jou reward. So ons het 'n verantwoordelikheid voor die Here. As hy sê, begeer my gawes, dis nie 'n net 'n stelling wat hy maak nie. Dis 'n opdrag. Ek begeer sy gawes, begeer dat hy my gebruik. Here asseblief, maar gaan nie myself meet aan dit nie, want dan gaan ek nie gebruik word nie, want ek is nie perfek nie. Maar ek wil myself meet aan die mate wat ek gevoelig is teenoor die Heilige Gees in my wandel in hierdie wêreld. Dat ek sal vergewe, dat ek sal in liefde wandel, dat ek in teerderheid, die Afrikaans praat van, in die Filippense 2 praat hy van teerderheid. In teerderheid met mekaar omgaan. Ek weet dit is nie cool nie. Ek weet dit lyk nie soos die TV of die filmsterre in hierdie ouens, ek weet dit is nie. Maar wat is cool? Is sy teenwoordigheid in jou lewe wat genereer en wat multiply. Sy teenwoordigheid in jou lewe wat meer en meer, want ek word minder en hy word meer. Dit is cool. Dis die Here sy genade, sy kindness, wat ons lei tot bekering, as hy sê in Romeine, sy kindness
lei ons tot bekering. En hy lei ons en hy help ons daarin. Dan het ons hierdie wonderlike gedeelte in 1 Johannes hoofstuk 2, hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle nie moet sondig nie. En wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus, die regverdige, as parakleet by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes. Nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die hele wêreld. Die letterlike vertaling daar is, hy tree vir ons in. Die parakleet, is iemand wat vir ons intree. Dis iemand wat in ons plek staan, is iemand wat hy troos ook, maar hy tree vir ons in. As if you sin, we have Jesus Christ, who himself is interceding for us. So dis die pad wat die Here gee vir ons 'n kans, en weer 'n kans, en ons gaan. Maar ons heiligmakingspad is belangrik. Ek het dit voorheen al gesê, en ek wil dit weer sê. Dis 'n wonderwerk dat God ons red. Groot wonderwerk. Maar weet jy wat is 'n groter wonderwerk? As jy oor 'n skouer terugkyk en jy sê, I don't know that guy from a year ago anymore. Something's changed. And that's the miracle. Want dis net hy wat dit kan bewerk. Hy plaas sy Heilige Gees in ons om dit, maar ek moet saam met hom werk. Maar dit bewerkstellig hierdie groot werk van heiligmaking. Become godly. And it's not to smoke and drink. That's not, it is to love. The narrow way is to love. I know people, they know all the names of the devil. Dis heel dag devil and dit, and they casting out the devil here and then they stand on the mountains and they casting out the devil. They know. No love. I look at them, they never change. I've seen people filled with the Spirit. It's not a guarantee. Not a guarantee that you are filled with the Spirit that you'll change. Not a guarantee. Dis die mate wat jy toegee aan hom. It's the measure that you yield to him. It changes you. So, opsommend, begeer die gawes van die Here. Die Here kan jou nie meer gebruik as wat jy nou is nie. Jou geregtigheid kan nie verander nie. Jy kan nie meer geregtig wees, want dit is gawe, dit is in Christus. Jy is nie geregtig in jouself nie. En dit is gekoppel aan die manier hoe God jou wil gebruik. God cannot use you more than where you are now. You cannot be more righteous. That's number one. So, concerning the gifts, give yourself wholly to it. 1 Timothy 4 verse 14 to 15. Do not neglect the gift which is within you. Give yourself wholly to it. Be diligent in it, and your progress will be evident to all. Moenie die genadegawe van God nalat nie. Gee jouself volkome daaraan. Wees vlytig daaraan, en jou vooruitgang sal vir almal duidelik wees. Number one. Number two, sum it up. Walk the walk of love. Enter the narrow way. Every day, make a decision. Say, God, I want to walk your way. This is not easy. It's not easy to love people. They do not reciprocate love. The world reciprocates hate. And sometimes it's a surprise who hates. You don't always, it's a surprise from what side it comes. It's not always when people say they're Christians and they're in the churches and they've got all these wonderful songs they sing but there's no love. But you make a decision. Say, I am going to follow the way of love. And I'm going to desire the spiritual gifts. I'm going to go the narrow way. That's the easy way. Each day I make a decision. Elke dag hierdie nou weg van liefde is wat ek gaan volg. In Jesus naam. Amen.